Markus hoofstuk 16, verse 1 tot 8. Hoor die woord van die Here. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome, speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen vir die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om, aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus die Nasareëner, wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg. En bewing en ontsetting het hulle aangegryp. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Tot sover. Amen. Weereens welkom aan al die besoekers. Ek groet julle met die woorde wat altyd gebruik is in die vroeë kerk. Wanneer hulle eers op Sondag by mekaar gekom het, hulle mekaar gegroet met die woorde, die Here het opgestaan. Dis die standaard antwoord, die Here het waarlik opgestaan. En baie keer gaan nou sê die vroeë kerk en Sondag, dan vergeet ons dat al die vroeë mense wat tot bekering gekom het was Jode. Sondag was 'n werksdag. Die Sabbat was op die Saterdag, die eerste dag was die Sondag. Hulle het besluit, hulle gaan op Sondag begin by mekaar kom, juis om die opstanding te vier. En dis kom hulle mekaar so gegroet het met hierdie woorde. Hulle het gewoonlik baie vroeg gedoen, heel waarskynlik voor dit lig geword het. Die werksdag het begin as die son opgekom het. So dit was nie iets wat hulle kon sê, wel Sondag is ons af, ons kan nou almal gaan kerk hou nie. Dis eers 400 jaar later, bietjie meer as 400 jaar later, wat toe Christendom die amptelike geloof geword het van die Romeinse Ryk, wat Sondag 'n vakansiedag geword het. So, ja, ek groet julle weer eens met die woorde. Die Here het opgestaan. Ja, dankie. Wat is die verskil tussen 'n Christenkerk en 'n Joodse sinagoge? Een feit, een werklike gebeurtenis. Die Here het opgestaan. As dit nie daarvoor was nie, was ons dalk nou hier op 'n Saterdag en ons was in 'n sinagoge. Sonder die opstanding sou daar geen Christen geloof gewees het nie. As die opstanding waar is dit totaal onlogies om nie Christendom te aanvaar nie, want dan glo ons in Christendom op grond van die wonderwerk van Christus se opstanding en wat hy bewys is om te wees deur die opstanding. As daar geen opstanding was nie, is nie logies om 'n Christen te wees nie. Dan is daar geen punt om 'n Christen te wees nie. So die siening wat jy het oor die opstanding, bepaal jou hele lewensuitkyk, die hele wêreldbeeld wat jy het, hoe jy lewe en dood verstaan. Nou, ek gaan nie vanoggend 'n apologetiese preek doen nie. As dit 'n onderwerp is wat jy interesseer, al die bewyse vir die opstanding, kry vir jou een van die boeke van Gary Habermas. Hy het meer as 30 jaar lank navorsing gedoen oor die onderwerp, meer as 1 doktorsgrade oor gedoen. Daar is geen twyfel nie. Ja, jy weet, dit is een van die mees goed bewese historiese feite, saam die kruisiging, wat ons het. Nou baie mense sê, ja, maar daai mense het geglo in opstanding, want dit was maklik vir hulle. Ons lewe vandag in 'n gevorderde wêreld. Dit is nie heeltemal so nie. Die Jode het wel geglo in opstanding, ons sien dit op 2 plekke in die Ou Testament, en ek kan vir die verse gee wat ek nie nou gaan doen nie. En ons sien ook Jesus het met die Sadduseërs geargumenteer oor die opstanding. Julle ken almal die storie van wat hulle na hom toe gekom het en gesê het, ja, maar wat van hierdie ou van die 7 broers en elkeen het met die vrou getrou, wie gaan nou die vrou kry? Die Sadduseërs het nie geglo in opstanding nie, die Fariseërs het. En ons sien ook hoe Paulus hierdie verskille uitgebuit het amper om homself te verdedig.
tussen die Fariseërs en die Sadduseërs. Die verskil is, hulle het geglo in die opstanding, maar hulle het geglo dit kom by die eindtyd. Hulle het geglo dis die finale opstanding wat kom as die wêreld hervorm word. Hulle het gedink die Messias kom en hy gaan die Romeinse ryk vernietig. Maar hulle het geglo in die opstanding, maar nie soos Christus dit gedoen het nie. Die Grieke, en dit kom al eintlik ook van 'n paar honderd jaar voor Christus af, hulle het geglo in opstanding, maar het geglo in geestelike opstanding. Laat my dink aan 'n klomp kerke wat ons nou hier om ons sien. Wat sê, ja, Jesus het opgestaan, maar hy het net geestelik opgestaan. Sien die Jode het hulle siening gehad, die Grieke het 'n ander siening gehad, maar die Grieke en die Romeine eintlik dieselfde. Hulle het gesê, die liggaam is iets vuil, is iets onedel. En die dag as jy doodgaan, dan word jou gees vrygestel uit jou liggaam, en nou kan jy nou hierdie verheerlikte lewe begin lei. So hulle het ook nie geglo aan 'n liggaamlike opstanding nie, het nie vir hulle sin gemaak nie. Hoekom sal iemand wat nou net kon vlug uit sy onrein, vieslike liggaam, dan wil weer opstaan as 'n liggaam? Dit maak nie sin vir hulle nie. En weet jy, ek dink baie keer as ons praat oor die evangelie, dan maak ons dit 'n bietjie te kompleks. Die evangelie het 3 bene. Eerste een, Jesus Christus was God. God het mens geword. Die tweede been is, Jesus Christus, dan 'n kruis gesterf vir ons sondes. Die derde been is, Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Sonder die opstanding werk die evangelie nie. Sien, die opstanding het tog bewys dat Jesus werklik God was. En ek sal nou meer detail daarna kyk. Die opstanding het bewys dat Jesus die prys kon betaal vir ons sondes. Net God kon die wêreld se sondes op homself neem. Geen mense het kon doen nie. En ons weet dat die opstanding het lewe gebring waar daar dood is. Nie net fisies Jesus se opstanding nie, maar lewe ook in ons geestelike lewens. So ek sê, sonder die Christelike opstanding, geen Christelike kerk nie. Om die waarheid is, jou persoonlike geloof sou betekenloos gewees het as daar nie opstanding was nie. Jy is nog steeds redding nodig gewees het. Jou sonde sou nie vergewe gewees het nie. En jou huidige bestaan sou sinloos gewees het, sonder waarde. Nou die skrifgedeelte, sê ek is 12 tot 34, 35. Ek gaan hoofsaaklik kyk na verse 14 tot 23. Dit is al nou afgekondig as nie 'n middagdiens nie. As julle wil hê ek moet oor die res van die verse praat, dan moet julle aanbly vir die middagdiens. Maar en ek gaan ook nie vreeslik baie rondspring nie. Ek gaan hoofsaaklik net fokus op 1 Korintiërs 15. Ek gaan wel verwys na ander verse, maar dit sal enkel verse wees en ek sal dit voorlees. Julle is welkom om net te bly by 1 Korintiërs 15. Here, ons dank U dat ons, wat bestem was vir die oordeel, opgewek is uit 'n geestelike dood. Dat ons saam met Christus Jesus, wat opgestaan het uit die dood, in die hemelse plekke kan sit. Ek bid dat terwyl ons saam na hierdie gedeelte kyk, ons harte en lewens deur U getransformeer sal word. Dat ons nie net inligting sal kry nie, maar dat ons tot aanbidding en lofprysing aangespoor sal word. Vader, mag Satan deur hierdie boodskap herinner word dat hy reeds verslaan is. Mag Christus daardeur verheerlik word. Ons vra hierdie dinge net op grond van wie en wat Jesus Christus was en nog is. Amen. 1 Korintiërs 15. Vanaf vers 12. Nou met 2020 is die opskrywing opstanding van die dooies, heel toepaslik natuurlik. Paulus sê, hy skryf dit aan die Korintiërs, maar as Christus verkondig word, dat hy uit die dood opgewek is, waarom sê sommige van julle daar nie opstanding van dooies is nie? As daar geen opstanding van dooies is nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos, en julle geloof sinloos. Boonop word ons as vals getuies vir God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy dan nie opgewek het nie, as dit so is dat dooies nie opgewek kan word nie. Want as dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof vergeefs en julle steeds in julle sondes. Dan is diegene wat in Christus ontslaap het, verlore.
Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gevestig is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van dooies ook deur 'n mens. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen volgens 'n bepaalde orde. As eersteling Christus, daarna met sy koms, hulle wat aan Christus behoort. Ek dink ek gaan net eers tot sover lees. As jy kyk na hierdie gedeelte, dan sien jy Paulus sê, daar 6 dinge, wat eintlik uit mekaar val, as daar nie 'n opstanding was nie. Maar dan sê Paulus in vers 20, maar Christus het opgestaan uit die dood. So as jy weer na elkeen van hierdie verse kyk, en ek begin miskien met vers 14, dan kan jy eintlik sê, en as Christus nie opgewek is nie, is julle verkondiging sinloos. Maar Christus is opgewek. So ons verkondiging is nie sinloos nie. Christus is opgewek, so julle geloof is nie sinloos nie. Ons is nie valse getuies vir God nie, want Christus is opgewek. Ons kan nie sê dat daar nie opstanding uit die dood is nie, want Christus is opgewek. En hy sê, ons kan nie sê ons geloof is vergeet nie, want ons weet Christus is opgewek. Ons kan nie sê ons nog in ons sondes nie, want Christus is opgewek. Ons kan ook nie sê die wat in Christus ontslaap het, is verlore nie, want Christus is opgewek. En ons kan ook nie sê dat ons wat ons hoop op Christus vestig, is bejammeringswaardig nie, want Christus is opgewek. Nou, elkeen van hierdie is 'n negatiewe stelling, en dit is manier van redeneer, ek gaan nou nie in die detail daarvan gaan nie. Maar die realiteit is, dit is makliker om te verstaan wat die werk van God was, en wat hy vir ons gedoen het, en hoe groot die werk is wat hy vir ons gedoen het, as jy hierdie gedeelte vat, en van hierdie stellings herskryf, maar as positiewe stellings. Nou, ek wil begin met vers 17, gaan oor die vergifnis van sonde. Hoekom vers 17? Wel, elkeen wat hier sit weet, hy is 'n sondaar. Ons het almal vergifnis nodig. Ons wil almal graag God se aanvaarding hê. Ons vrees die verwydering van God, wat veroorsaak word deur sonde. Want ons weet, as God ons sonde teen ons hou, dan is ons verlore, dan is daar geen hoop vir ons nie. Miskien sê jy vir my, sê maar, wat is dan die verband tussen opstanding en vergifnis? Is dit dan nie so dat Christus aan die kruis gesterf het om ons sondes weg te neem nie? Het hy dan nie ons sonde gedra aan die kruis nie? Het hy nie die straf namens ons gedra op die kruis nie? Die antwoord is ja, hy het. Maar dis nie al nie. As jy kyk wat sê Paulus in Romeine 4 vers 25, dan sê hy is ter wille van ons oortredings oorgelewer en ter wille van ons regverdigmaking opgewek. Deur sy dood het Jesus die straf van ons sonde gedra. En hy het ons vryspreking met sy bloed gekoop. So in sy werk aan die kruis was volledig. Dis finaal, daar is niks meer nodig nie. Maar ons vergifnis aan die kruis is eers bevestig deur God se opwekking van Jesus uit die dood. Petrus skryf in Romeine 1 vers 4, hy sê, hy wat volgens sy gees van heiligheid deur sy opstanding uit die dood met krag aangewys is, as die seun van God, Jesus Christus ons Here. As dit nie vir die opstanding was nie, dan was Jesus maar net 'n rabbi wat baie mooi kon preek en wat daar rondgeloop het in Israel en te veel moeilikheid gesoek het met die priesters, die Sadduseërs, met die Fariseërs en op die einde van die prys met sy lewe betaal het vir hierdie argumente wat hy gemaak het. As Jesus nie uit die dood opgestaan het nie, dan was daar geen bewys hy was werklik die seun van God nie. Dis hoekom die opstanding so belangrik is. En dis hoekom Paulus sê, hy is met krag aangewys as die seun van God. Self God, wat die prys kon betaal het vir ons sondes. Hoe weet ons dit? Hy het opgestaan uit die dood. So Paulus sê, in vers 17 en 20 as jy het saam lees, aangesien Christus uit die dood opgestaan het, is ons nie meer in sonde nie. En wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om te kan sê, ek weet dat my sondes is vergewe,
deur my geloof en vertroue op Jesus Christus. Hy het nie net 'n mens was nie, God self, wat uit die dood opgestaan het. Maar kom ons gaan dan terug na vers 14. So eerder is om te sê dat ons geloof is nie verniet nie, kan ons sê ons geloof is deeglik gegrond. Meer persoonlik gestel, omdat Jesus opgestaan het, is daar iemand op wie jy absoluut kan vertrou. En elke keer van ons het iemand nodig op wie jy jou volle vertroue kan plaas. Iemand wat jy deur dik en dun sal bystaan. Iemand wat jy nooit in die steek sal laat nie. Ons mag hierna, dit is hoe ons gemaak is as mense. Mense is in Eden geplaas om God te verheerlik, deur op hom te vertrou vir alles wat hulle nodig het. Hierdie behoefte het nooit weggegaan, het nie verander nie. Selfs na die sondeval, dit is nog steeds 'n behoefte wat ons almal het. En nou dat ons nie meer langer in sonde is nie, en weet dat Jesus Christus werklik opgestaan het, kan hierdie behoefte wat ons het, om op iemand te kan vertrou, bevredig word in Jesus Christus. In die mens Jesus Christus, maar wat ook God was. So ja, Jesus se kruisdood het sy liefde vir elkeen van ons bewys. Soos Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof. Die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Maar Jesus se opstanding bewys dat hy mag het oor elke vyand van die lewe. Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 3, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dis hy wat ons in sy groot ontferming, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê. Jy kan op Christus vertrou. Hy is absoluut betroubaar. Jy kan dit weet. Hy het opgestaan uit die dood en bewys dat hy betroubaar is. Dus kyk na vers 15 en 16. Kan ons sê, eerder as om te sê die apostels was nie vals getuies nie, kan ons sê die apostels het die waarheid gepraat en gepreek. Maar waarheid is natuurlik 'n baie skaars kommoditeit in hierdie lewe wat ons vandag het. Jong mense word geleer, en miskien baie van julle is geleer, dat daar is nie iets soos absolute waarheid nie. Ons weet tog dis nie so nie. Daar is absolute waarhede. Daar is dinge wat altyd en oral waar is, vir almal op elke plek. En dinge wat verkeerd is vir almal, ongeag wie hulle is en waar hulle is. Kindermishandeling, altyd verkeerd. Verkrachting, altyd verkeerd. Gepraktiseerde homoseksualiteit, altyd verkeerd. Sonder absolute waarde, val die samelewing uit mekaar. As daar geen absolute waarhede is nie, dan is daar anargie. Dan word die samelewing dysfunksioneel. Dit kan nie meer werk nie. So elkeen van ons het ook 'n behoefte aan waarheid. Ek dink ook is iets wat diep in ons siele geplant is. Alle mense soek waarheid. Maar mense weet nie altyd wat die waarheid is nie, maar hulle soek daarna. En dis ook 'n behoefte van die samelewing. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En Jesus het uit die dood opgestaan, om te bewys dat wat hy daar gesê het, waar is. Jesus het die reg om te besluit wat waar en wat nie waar nie. Hy het deur die opstanding bewys dat hy self God is. Hy het deur die opstanding bewys dat hy absoluut waar was en kan sê wat absoluut waar is. So daar is absolute waarhede waarop jou lewe kan en moet baseer. Terloops, as iemand ooit vir jou sê, daar is nie iets soos 'n absolute waarheid nie, vra hom net of hy stelling waar is. As ons kyk na vers 19. Eerder as om te sê, Christene is nie bejammeringswaardig nie, kan ons sê Christendom is betekenisvol, waardevol, belangrik. Elkeen het tog 'n begeerte om relevant te wees, om te weet dat jou lewe betekenis het. Dat jy nie by die einde van jou lewe gaan kom en miskien op jou sterfbed lê en sê, het was alles sinloos nie, het was net 'n gejaag na wind. Maar soos Paulus sê in vers 20, Christus het opgestaan, hy lewe en hy heers. Enige iets wat jy doen in Jesus se naam en tot sy verheerliking is prysenswaardig, is belangrik. Dit het ewigheidswaarde. Paulus eindig hierdie hoofstuk
in vers 58, heel laaste vers in hierdie hoofstuk van Korintiërs 15, sê hy, daarom my geliefde broers, wees standvastig, onwrikbaar, wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Christendom is betekenisvol, dis waardevol, dis belangrik, dit het ewigheidswaarde. Vers 18, ek dink die meeste mense hoop om 'n lang, vreugdevolle, gesonde lewe te hê. So ek het gesê dat hulle nie net aan die einde kom en het sê dit was 'n betekenisse lewe nie. Ek dink mense wil weet hulle is nie op pad na die verdoemenis nie. En as ons nou kyk na vers 20 tot 22, dan sien ons Paulus sê, omdat Christus opgestaan het uit die dood, sal die wat in geloof in hom sterf, ook uit die dood opstaan. Jesus het die dood oorwin, sodat almal wat in hom is, kan weet, dat daar in hom lewe na die fisiese dood is. Hoekom is mense bang om dood te gaan, selfs om swaar te kry? Ek dink die mense is bang vir die dood, en hulle dink dis al wat daar is. Hierdie kort lewetjie wat ons is, die dag as ek dood is, die einde vir my, en dan is ek weg. So hulle is bang om dood te gaan. Hulle sien dit nie as 'n einde, hulle sien dit nie as 'n begin nie. Soos Paulus sê in vers 32 en 33, as die opstanding nie waar was nie, wel, dan moet elkeen maar probeer om soveel moontlik uit hierdie lewe te kry. Soveel moontlik plesier as hulle kan uit hierdie lewe te kry. Want as dit al wat jy ooit gaan ervaar, is dit nie ironies nie. Mense met hierdie siening, dink ek, lewe in 'n konflik met hulle self die hele tyd. Die sielkundiges noem kognitiewe dissonansie. Hulle wil vreeslik graag goed doen, wat hulle gaan baie geniet en hulle gaan plesier gee. Maar dalk is hierdie goed gevaarlik, en dan gaan hulle dalk vroeg doodgaan. En dan is dit die einde van hulle lewe, en dan is hulle weg. Ek meen, wat 'n belaglike manier om te moet lewe. Soos Paulus sê in vers 34, hy sê, wees nugter in julle denke. En moenie sondig nie. Sommige van julle het helaas geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle skande. As jy nie glo aan die kruis nie, as jy nie glo aan die opstanding nie, is vers 34 vir jou. Sien, ek dink opstanding lei tot eindelose hoop. Geen opstanding lei tot 'n hopelose einde. En baie mense het 'n soort van 'n intellektuele begrip van die opstanding, hulle verstaan wat die Bybel sê gebeur het. Maar is nie 'n transformerende hartskennis nie. Dis so asof dit nie werklik gebeur het nie. Dis so asof Jesus se opstanding niks beteken het nie. Dit is interessant, baie keer as jy vir mense sê, wat is die belangrikste gebeure in die Christen geloof in die dae, wat ons nou na kyk, dan gaan almal Kersfees. Tweede een gaan sê, Paasfees, die Paasvrydag, baie belangrik. So rukkie gedink het, sal miskien sê, oor die uitstorting van die Heilige Gees, party sal sê, o ja, daar was 'n opstanding op die Sondag. Baie mense dink, opstanding Sondag, wat ons vandag vier, is maar net die Sondag na Paasvrydag. Dis maar net die rede hoekom 'n Maandag 'n vakansiedag is. Sonder die opstanding is daar nie 'n evangelie nie. Sonder die opstanding het ons nie 'n Christelike kerk nie. En dan, interessant genoeg, baie mense is identifiseer met die opstanding, maar hulle verstaan nie dat daar 'n fisiese opstanding gaan wees nie. Jy hoor mense sê, ja, ek gaan eendag hemel toe gaan. Regtig? So as hulle dink, God se wil is dat hulle as een of ander gees, maar net daar rondsweef. Jy gaan die dag as jy doodgaan, as jy Christen is in die teenwoordigheid van Christus wees. Maar jy gaan daarna met die finale wederkoms opstaan, liggaam en gees. En jy gaan saam met Christus wees in die nuwe hemel, in die nuwe aarde, as 'n volledige mens. Nie as 'n gees wat ergens in die hemel rondswerf nie. In elk geval, as jy sien wat die Bybel leer, dan sê die Bybel, die nuwe hemel en die nuwe aarde kom hiernatoe. Jy gaan in die nuwe hemel en die nuwe aarde bly, as 'n opgestane mens, saam met Christus. Jesus het vir Martha gesê, in Johannes 11 vers 25, en sê, vir ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal leef, al het hy ook gesterf. Ewige lewe begin nie die dag as jy doodgaan.
of miskien met die wederkoms nie. As jy 'n wedergebore Christen is, begin jou ewige lewe in Christus, die dag as jy tot bekering kom, die dag as jy 'n wedergebore Christen word. Ja, die manier hoe jy hierdie ewige lewe uitleef sal verander as jy fisies doodgaan en jy is by Christus, sal miskien weer verander met die wederkoms en jou liggaam word weer opgewerk. Maar die ewige lewe, vir die van julle wat werklik in Christus is, wat sy julle volle vertroue en hoop op Christus Jesus plaas, het reeds begin. Die meeste van ons wat hier sit, het klaar begin met ons ewige lewe. En wat 'n voorreg is dit nie, vir Christene om te kan sê, ek sien vooruit na ewige lewe, wat nou reeds begin het, ek het reeds die voorreg om in Christus te wees. Daar is niks op hierdie hemel en aarde, wat meer betekenisvol is, as die dood en opstanding van Jesus Christus nie. Daarom vra ek elkeen vanoggend van julle, om in julle hart, saam met die engele uit te roep, waardig is die lam wat geslag is, om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. Natuurlik uit Openbaring. Paulus bid vir die Efesiërs, vir die kerk in Efesiërs, in die eerste hoofstuk van Efesiërs. En ek wil hierdie gebed gebruik as 'n slotgebed. Ek dink, hy bid dit nie net vir die Efesiërs nie, hy bid dit vir alle gelowiges. So ek bid dit vandag, soos Paulus het aan die Efesiërs gebid het, vir elkeen van julle. Ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee. Geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied. Wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hom uit die dood opgewek het, en laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Amen.